Kom ons word stil. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons skriflesing vanoggend is Jeremia 2. Ons gaan die eerste 13 versies daarvan saam lees en die opskrifie daarvan is: My volk het my vergeet. Maar kom ons bid eers saam. Here, ons het aan die begin gesing dat ons U nodig het. Daagliks, elke oomblik van die dag, het ons U nodig. Daarom is ons hier vanoggend, Here, om opnuut weer in U teenwoordigheid versterk en verlig te kan word, dat ons kan leef soos U wil. Here, U is die Heer van die Here. U is die Almagtige in wie se hand ons almal is. U het ons gekoop met die bloed van U Seun. U rig ons elke dag deur U Gees en deur U woord. Here, dit is ons gebed ook vanoggend, dat U met ons besig sal wees deur U woord. Dat ons dit sal hoor, dat ons dit sal verstaan, en dat ons dit sal leef. Raak ons aan, Here, deur U Gees. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Jeremia 2. Die woord van die Here het tot my gekom. Gaan roep hierdie woorde uit, sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor. So sê die Here: Ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug, hoe lief jy my gehad het toe jy my bruid geword het, toe jy my in die woestyn ingevolg het, in 'n wêreld waar niks geplant is nie. Israel was toe aan die Here gewy, soos die eerste vrugte van die oes. Niemand wat hierdie vrugte geëet het, het ongestraf gebly nie. Ramp het hom getref, sê die Here. Hoor die woord van die Here, mense van Jakob, al julle stamme van Israel. So sê die Here: Waarin het ek gefaal, dat julle voorvaders van my af weggedraai het, dat hulle niks werd afgode gedien het, en so self niks geword het nie? Hulle het nie gevra, waar is die Here wat ons uit Egipte land laat optrek het nie. Hulle het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar, deur 'n land waardeur niemand trek en waarin geen mens woon nie. Ek het julle in 'n vrugbare land gebring, om die vrugte daarvan en die goeie dinge daaraan te geniet. Maar toe julle in my land gekom het, het julle dit verontreinig. Die land wat my eiendom is deur julle besoedel. Die priesters het nie gevra, waar is die Here nie. Die wat my wil moes bekend maak, het my nie erken nie. Die regerders het hulle teen my verset. Die profete het in die naam van Baal opgetree en die gode gedien wat nie kan help nie. Daarom kla ek jou weer aan, sê die Here, en ook jou nakomelinge kla ek aan. Gaan na die Kiteer-eilande toe en kyk 'n bietjie. Stuur boodskappers na Kedar en dink goed daaroor na.
Het daar al ooit so iets gebeur, dat 'n nasie sy gode verruil het, selfs al was hulle geen gode nie? Maar my volk het my, hulle magtige God, verruil vir gode wat nie kan help nie. Selfs die hemel moet daaroor skrik en beef en sidder, sê die Here. My volk het 2 sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is, en nie water hou nie. Dis die woord van die Here vanoggend. Dis asof die Here hier die fluitjie blaas en 'n rooi kaart ophou vir die hele span. Julle het my verlaat. Julle het ander bronne gaan soek, waterbakke wat gebars is. Ek het groot geword in 'n tyd waar ons vir mekaar gesê het, ons Afrikaners is 'n Christelike volk. Dalk onthou julle dit ook. Dankie julle jong mense sal dit onthou nie. Maar dis lank nie meer die geval nie. Dis met ons eerder soos wat die Here hier van die Israeliete praat. Hulle het aan hom behoort, maar hulle het hom gelos iewers langs die pad. Israel het vir God vergeet. Hulle het so mooi, so belovend, so goed begin. In die tyd toe Israel vir God uit Egipte gevolg het, deur die Rooi See gewaag het, toe die water soos mure opgestaan het en hulle kon droogvoets deurloop. In die woestyn in waar daar, soos die Here hier sê, niks geplant is nie, het hulle die Here gevolg en vertrou, hy sal vir hulle sorg, en hy het, met manna in die oggend, met kwartels, met water uit die rots, die Here het vir hulle gesorg. Hy het hulle geloof beantwoord, hulle getrouheid beantwoord deur hulle te beskerm, ook teen die volke wat hulle vyandig was. Iemand iets aan hulle wou doen, het hy ingegryp, soos daai dag toe Moses met sy arms seënend hoog gehou het, terwyl die volk teen die vyand geveg het, en terwyl sy hande in die lug is, dan wen die volk. So het die Here met hulle gemaak. Hulle was heilig aan die Here, afgesonder vir hom, sê vers 3. Niemand kon iets aan hulle doen nie. Maar nou in Jeremia 2 sê die Here aan sy volk dat hy met heimwee terugdink aan daai tyd. Hy sê daai tyd was Israel soos 'n bruid vir hom. Van die pragtige liefde van die beginjare, toe Israel hom met oorgawe liefgehad en gehoorsaam het, en gevolg het, was daar in tyd van Jeremia niks meer oor nie. Jeremia praat self van 'n geskil wat ontstaan het. En dat die Here hier in vers 9 sê, hy hulle aankla. Dan kla ek jou weer aan, sê die Here in vers 9. Die verhouding tussen Israel en God was op 'n breukpunt. Op 'n breekpunt en 'n breukpunt. Egskeiding was op die kaarte. Hoe het dit gebeur? Hoe verstaan jy dit? Dat 'n volk wat so goed begin het, so treurig eindig. Waar was die fout? Die Here wonder dit ook. Hy sê, was dit dalk ek? Vers 5. Waarin het ek gefaal, dat julle van my af weggedraai het? Wat het ek dan nou verkeerd gedoen? Het ek julle in die steek gelaat? Het ek dalk nie my beloftes nagekom nie? Het ek nie julle gebede verhoor nie? Wat is die rede? Hoe kan dit wees, Israel, dat julle my los, die enigste ware lewende God?
Die ander nasies het afgode wat niks werd is nie, en hulle los nie hulle afgode nie, maar julle, wat het vir my die almagtige aanbid, vir my gelos. Maar natuurlik lê die skuld vir die verwydering nie by die Here God nie. Hy het met groot moeite vir hulle gesorg, soos 'n pa vir sy kind, deur die dorre woestyn, en hulle in Kanaan ingebring, 'n land, soos hy self gesê het, wat oorloop van melk en honing. Hy het hulle die goeie dinge van die land laat geniet, sê vers 6 en 7. Maar wat het Israel gedoen? Hulle het agter niks ver afgode aangeloop en self niks geword, sê vers 5. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat 'n volk die spoorbuister raak? Hoe het dit gekom dat ons Afrikaners nie meer 'n Christelike nasie is nie? Dit gebeur nie omdat jy op 'n dag gaan sit en besluit, ek is nou nie meer die Here se nie. Ja, dit kan ook gebeur, nee. Ons ken almal mense wat hulle rug op die Here gedraai het, en dit is verskriklik hartseer. Maar dit gebeur meestal nie so dramaties nie. Dit gebeur in die klein goedjies. Elke dag waar jy ophou om die dinge te doen wat jou op die pad van die Here hou. Gaandeweg, ongemerk, draai jy weg. Jy weet mos hoe dit werk, nee, as 'n pad split, hier waar hy split, raak die paaie nog amper by mekaar. Maar hoe verder jy gaan, hoe wyer uit mekaar raak die paaie. Klein dingetjies wat vir jou aanvanklik nie vol betekenis is nie, deurslaggewend is nie, word later groot dinge. Jy besluit op 'n Sondag, vandag lus vir kerk toe gaan nie. Kom op, bly maar by die huis. Ons kyk 'n TV-diens of so. Volgende Sondag, dan moet jy weer besluit. Gaan ek nou kerk toe of gaan ek nou nie? En die 4de of die 5de keer, dan hoef jy nie eers meer daaroor te dink nie. Dis uit jou weekprogram uit. Jy gaan nie meer kerk toe. Ek was by 'n kennis van ons in die hospitaal en om vir hom te gaan ondersteun, en terwyl ek daar sit, begin hy met my praat en hy sê, weet jy, Jaco, ek gaan nie meer kerk toe nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, hy weet nie. Hy het net opgehou. Hy doen dit nie meer nie. Dit het 'n gewoonte geraak om nie meer kerk toe te gaan in sy lewe nie. 'n Klein dingetjie iewers het nou 'n gewoonte geraak. Israel het dieselfde gedoen. Dalk het 'n ou besluit, hierdie jaar gaan ek nie op Jerusalem toe vir die Paasfees nie. En volgende jaar dan sê hy, ek het tog niks oorgekom oor ek het fees gemis het nie. Kom ons mis dit maar weer. Net so gaan dit. Voor jy kom kry, het jou lewenspatroon verander. Dis hoe dit werk. As jy nie meer gereeld kerk toe gaan nie. As jy nie meer gereeld Bybel lees nie. As 'n egpaar nie meer saam stil word voor die Here elke dag. Sê die vriend van ons, hy weet nie hoe dit gebeur het. Hy kan nie meer onthou, waar daar 'n dag was wat hy besluit het hy gaan vandag kerk toe.
Ons klein was het ons nie gewonder oor Sondag nie. Ons het gegaan kerk toe. In storm en reën en sonskyn. Dit was gewoon deel van ons weeklikse program. Ek het die krake gesien in my gemeente daar in die Parel waar ek lank was, wat een van my katkesante die oggend nie in die belydensklas is nie. Ek vra vir ander kinders, waar is sy? Nee, sê sy, sê die ander kind, dit is so 'n mooi dag, hulle het besluit om te gaan seil in Gordons Bay. Prioriteite skuif. Voor jy jou kom kry, is dit nie meer 'n prioriteit vir jou om kerk toe te gaan. Daar was ook 'n tyd toe ons versigtig was oor hoe ons gepraat het, nie. Ek meen, julle ken mos die uitdrukking van dat jou ma jou mond gaan uitwas met seep, as jy lelike woorde sê. En vandag, die F-woord het deel geword van ons mense se woordeskat. Daar's 'n popgroep met wat die F-woord in hulle naam het. Daai polisiekar groep, nee. Julle weet van wie ek praat. En nou sien ek is daar 'n fliek met die F-woord in die titel van die fliek. Hoekom? Omdat die nasie so opgewonde geraak het oor 'n videoetjie van 'n kind wat met 'n fiets en 'n rugbypaal vasry en die ma dan sê, my F, Marlies. Party mense dink is snaaks, ek dink is aaklig. Maar ons raak gewoond aan. Ek sien in die week 'n videoetjie van 'n kind se redenaarskompetisie. Haar toespraak begin so van ouma en oupa sit op die stoep. Ons ken mos daai gediggie nie. Oupa gee 'n harde roep, het ons altyd gesê. Want ons het nie die P-woord gebruik nie. Dit was nie deel van hoe ons praat nie, maar sy maak 'n hele toespraak daaroor en is nie skaam om prontuit te sê waaroor dit gaan nie. Hoe het ons hier gekom? Waar die kerk Sondag leeg is. Waar mense praat soos hulle wil en niks daarvan dink nie. Waar saam bly niemand meer skeef laat opkyk nie. Waar dobbel so algemeen geword het dat dit selfs op ons Springbok rugbyspan se broeke geadverteer word. Hoe op aarde het ons hier gekom? Ons het so mooi begin. Geglo ons as God se geroepe volk hier in Suid-Afrika. Waar is ons nou? Die ding is, as jy God vergeet, bly dit nie daar nie. Die Here het ons gemaak met hierdie hinkering in ons. Augustinus het gesê, mens hinker, het hierdie leemte in hom, totdat hy by God uitvind en God hierdie leemte vul. Maar as ons nou vir God uit hierdie hinkering wegdryf, dan kry ons ander goed, nee? Ander gode. Dis wat met Israel gebeur het. Hulle die Baals en die ander gode daar in Kanaan begin dien. Ons lewe kom daar dan ander dinge wat vir ons dryf, nee, geld, sukses, sport, karre, tegnologie, genot, jou werk, jou vriende. Dit vul uiteindelik hierdie holte, hierdie leegheid in jou lewe wat God moes gehad het. Duiwel is baie slim om ons te manipuleer om dit te doen. Maar sê die Here by monde van Jeremia, hierdie goed is waterbakke wat gebars is. Hulle help nie vir jou in tyd
van nood nie. Daarom antwoord die Heidelbergse Katekismus in vraag 1, die vraag, wat is jou enigste troos? 'n lewe en 'n sterwe, dit is, dat ek nie aan myself nie, maar aan God behoort. Hy hou my vas, hy red my, hy lei my deur sy gees, sê die antwoord op die eerste vraag. So hoe maak 'n mens om te keer dat ons dieselfde pad loop as baie ander mense, as die Israeliete? Hoe keer jy dat jy God vergeet? Hoe keer jy dat jou kinders God vergeet? Dit lyk my, dit begin daar waar ons elke dag ons instel op God se teenwoordigheid. Elke dag van voor af weer fokus op die Here. Dat jy, dink nou maar terug aan hoe julle as kinders geleer het om die Here te dien. Dien hom weer so. Lewe vir hom, nie net as jy in die kerk is nie, maar veral as jy huis toe gaan. As jy môre gaan werk. As jy op die sportveld sit, speel. As jy op die skoolbanke is. Ken jou maats jou as 'n kind van die Here. Weet hulle, om nie voor jou lelik te praat nie, want jy hou nie daarvan nie. Dis hoe ons heeltyd ons fokus op die Here hou. Daar in Psalm 1 vertel die Psalm van die twee mense. Die een is 'n mens wat soos 'n lewende, bloeiende boom, vrugteboom is. Die ou vertaling sê, hy vind sy vreugde in die wet van die Here, en hy oordink dit, dag en nag. Die 2020 vertaling sê, hy sê die wet van die Here stamelend op. Ken jy nog gedeeltes in die Bybel uit jou kop? Leer jy nog gedeeltes uit die Bybel? Dat jy dit uit jou kop kan ken. Hulle vertel van 'n sendeling wat in Rusland gevang is en opgesluit is in eensaam aanhouding, omdat hy die woord verkondig het daar, en hy het nie 'n Bybel nie. Maar hy sê die wonderlike ding wat gebeur het, is dat die Heilige Gees hom in daai tyd herinner het aan alles wat hy al geleer het as kind al gehad. Die Bybel het lewend geword in sy gedagtes. Is daar iets waaraan die Heilige Gees jou kan herinner op 'n dag wat jy nie die Bybel het om oop te maak nie? Mens kan ongemerk op baie maniere van God vergeet en wegdwaal. Maar as ek en jy aan die Here vashou, elke dag opnuut weer sê, Here, gryp my vandag vas, hou my vandag vas. Rig my woorde, rig my dade. Dan doen hy dit deur sy Gees. Kom ons gaan leef so. Amen. Kom ons bid. Here, ons is hier voor U nie net namens onsself nie, maar namens al die ander mense van ons land, ja Here, van die wêreld, wat U op 'n tyd gedien het, maar nie meer nie, wat weggeraak het, omdat hulle verkeerde keuses gedoen het, en nou weg van U aflewe. Bring hulle terug, Here.
keer hulle voor. Ons vra dit ook vir onsself, Here, dat ons op U pad sal bly. Dat ons nie met gebarste waterbakke sal sit wat ons ontdek as die nood kom, die bak is droog nie. Here, want U is die lewende water. By U is die fontein van die lewe. Hou ons styf vas, Here, dat ons elke dag vir U kan volg. Ook vandag. Ons bid vir ons land, Here. Ons regering wat net nie wil soos 'n geoliede masjien loop nie, maar vol hakplekke is, mense wat mekaar misverstaan of willens en wetens mekaar ignoreer. Ag Here, ons bid vir ons president wat vir so baie mense so diep teleurstel en al meer so doen. Ruk hom tot sy sinne, Here. Hy is tog ook lid van die kerk. Ons bid vir ons regering, almal wat betrokke is in die regering van nasionale eenheid, Here, dat U vir hulle met 'n wil sal toerus om mekaar te vind en om die land eerste te stel. Here, ons bid vir ons land. Dat ons land weer kan werk, ekonomie kan groei, mense kan werk kry, Here. En nie afhanklik is van almoses van die regering en van ons nie. Ons bid, Here, vir hierdie week, dat ons wat U ken sal leef om U te verheerlik. Ek bid vir Waterbron gemeente, Dominee Willie en die kerkraad en elke lidmaat hier, Here. Maak dit 'n gemeente voortdurend wat soos 'n lig skyn en by wie die lewende waters ook uitvloei na ander. Seën ons ook in hierdie dag, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Gaan leef vir hom, ook in die klein keuses van elke dag. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by julle almal.